Spin dialek voer die winter sy gesprek. Sy tyding is koud en kil, met temperatuur van 0. Soms hoor ek as hy praat, as die son skyn my verlaat. 'n kliniese debat in die krisis van die hart. Sy woordeskat is klein, al wat hy spel is pyn. Soms hoor ek as hy fluister, hy dwing my om te luister. Maar môre sal die son weer skyn, dis die lewe se mooiste refrein. Hoor dit as jou hoop wil kwyn, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, dis die lewe se mooiste refrein. Hoor dit as jou lied wil kwyn, môre sal die son weer skyn. Die ysige raad in sombere gewaad, geboorteplek van leed, waar broers se hart breek. Soms voel ek hoe hy seer maak, as ek winternagte deurmaak. Maar ek het my verweer teen hierdie winterseer. Seisoene moet versluit, my wapen is die tyd, want ek weet dat die somer kom, as die persbome blom. Môre sal die son weer skyn, dis die lewe se mooiste refrein. Hoor dit as jou hoop wil kwyn, môre sal die son weer skyn. Maar môre sal die son weer skyn, dis die lewe se mooiste refrein. Hoor dit as jou lied wil kwyn, môre sal die son weer skyn. Maar môre sal die son weer skyn, dis die lewe se mooiste refrein. Hoor dit as jou hoop wil kwyn, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, dis die lewe se mooiste refrein. Hoor dit as jou lied wil kwyn, môre sal die son weer skyn. April 2026 het ons afskeid geneem van ons geliefde broer, seun, familielid en vriend in die ouderdom van 40 jaar, om na sy ewige woning te gaan waar hy kan rus. Wie sal weet wat môre kan gebeur? Ons harte is seer en ons het nie so nodig in die Heer. Want ons sal, maar hoe sal ons strande droog wat hoe dan anders hier?
U het ons 'n wonderlike man geleen, ons gaan hom baie mis. Mis wat nooit sal ons onvergeet. Hy sal altyd ons legende bly. Vandag kom ons om hom finaal te groet. Dankie Here dat U hom saggies kom haal het. Hy is nou sonder pyn. Met al ons liefde sê ons tot ziens aan hom. Ons geliefde broer, seun, familielid en vriend. Ons gun jou die rus. Van maak musiek saam met die engele. As jy kyk op die ander blaadjie is daar so mooi gedig. Wat eintlik so gepas is vir vandag. Hy sê, mis my maar laat my gaan. Hier aan die einde van my lewenspad het die son vir my finaal gesak. Maar moenie huil en treur oor my. O nee, wees bly, my siel is vry. Mis my rukkie, maar nie verlang, met kop omhoog en geen hartseer klank. Onthou hoe het ons liefde ons lewenspad gebaan. Mis my, maar laat my gaan. Hierdie pad moet ons elkeen stap en elkeen moet ons en alleen moet ons elkeen tog aanpak. Dit alles is deel van God se meestersplan op pad na waar die ewigheid die tyd laat vervang. So wanneer jy eensaam en hartseer voel, laat familie en vriende se liefde en troos jou ontspoel. En goed doen aan ander kan geen droefheid bly staan. Mis my, maar laat my gaan. Jy weet soos die gedig sê, elkeen van ons loop hier buite. Ons weet net nie wanneer ons einde hier sal is nie. En wanneer ons op die tyd het, ons het gebruik om ons naastes, dat ons nie altyd familie te wees, maar die mense om waarvan ons lief is, om het te vertel, luister, ek waardeer het, ek is lief vir jy, beteken baie vir my. En nie net op 'n dag soos vandag iets om voorstaan en sê, wat 'n wonderlike mens hy was. Ongelukkig kan ek niks iets op voorsê, wat sy situasie gaan verander waar hy is vandag, en dat hy nie meer hier so is nie. Kyk, die begrafnis gaan altyd op twee dele, om die persoon wie hier so voor is, soos die dienst het is, afskeid te neem, sy lewe te vier, maar die ander gedeelte is vir ons wat agterbly. Om so 'n bietjie realiteit in die oog te staan en sê, weet jy wat is ek op pad? Wat het ek op my lewe? Wat se voetafprint leer ek in mense sake? En baie keer kan ons hier so voorstaan en mense met regtig waar hard dink om iets goed te sê van die persoon wie oorlede is. Maar ander kere dan vloei dit net so wat uit die verskil in mense se lewe gemaak. En ek seker daarvan dat Ben hier so baie lê. Hy het sekerlik sy swakhede en sy mislukkings gehad, maar hy was 'n mens gewees met sy foute. Hy kon seker beklei het, ek dink jy was die Petrus, jy en hy kon seker goed kop gestaan het. Maar ek dink op die einde van die dag was dat vredig gewees. Want hy het geweet, weet jy, die lewe is skoon. Ons dink ons kan baie tyd hier op aarde hoor. Maar as daai lijntjie daar so is, as hy getrek is dit verby. En dan kan jy niks aan die feit doen wat jy op pad is. Dis kom die Bybel sê, dat jy elke dag moet seker maak, as jy jou oor toe maak of wat jy doen, dat jy dit eer van die Here se naam doen. Want as iets met jou gebeur, dat jy weet wat jy gaan. En ek dink, nie een van ons wat jy so sit wil, want die ewigheid sal die Here my sê, want dit is 'n plek waar die meeste van ons geliefdes wat nie meer hier so is nie gegaan het, wat ons weer graag wil sien. Er is 'n paar teksverse wat ek vir julle wil lees. Die eerste een is van Prediker 3. Hy sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterf. En wanneer 'n mens daai realiteit net bietjie kan vasvang en sê, weet jy wat, daar is 'n tyd wat ek gaan kom en ek nie gaan wees nie. Wanneer ongelukkig weet niemand van ons nie. Johannes 14 vers 6 wat sê, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Niemand van die Here kom behalwe deur Jesus wat hy vir ons op die kruis gedoen het. In die hele tyd waar ons nou in is met Paasfees en dan die opstanding en hemelvaart, moet die mens bietjie laat besef die opoffering wat die Here vir ons gedoen het. Het gaan glad nie is 'n druppel in die wees met dit wat ons vir hom kan doen. Die opofferings wat ons elke dag met ons keuses wat ons moet doen. Het is nie altyd maklik om die regte keuse te doen om die lamp te draai en aan te gaan met die lewe. Maar dit is wat die Here van ons verwag. 1 Johannes 4 vers 9, hierin
is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Die lewe wat hier van plaas, die enige lewe hierna. Dan so 'n mooi gedeelte as jy uitstap, wat jy sien op die dalwaar by die hekkie waar jy inkom, wat sê, in Engels, dit is waar die Here nou bid, net voor hy moes gekruisig word, wat hy vir die Vader vra, weet jy, laat hy nie beter vir wat hy gaan, maar nog steeds nie my wil nie, maar die wil. Ek dink daar waar Ben al in die hospitaal was, waar hy in die bed geleed, wat hy so alleen was, het hy bietjie teruggedink aan sy lewe, die keuses wat hy gemaak het, mense wat hy toegelaat het, goed is wat hy gesê het, en hy bietjie begin besef, weet jy, wat het ek gedoen in die 40 jaar wat ek hier was? Het ek 'n impak op mense se lewe gemaak? Is daar iets wat ek agterlos en nalatenskap? Het hoef nie net mense te wees, kinders nie, maar daai impak wat jy iemand se lewe gemaak het, wat sê die dan, gaan onthou wat hy was hier mens, of daar mens. Daai indruk wat jy op iemand se lewe los, wat jy as jy nie hier so is. Dit is waar mens moet afloop is. In 1 Thessalonicense 4:13-14 ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees met die wat met die onskapelikheid gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het na hom toe sal neem. As jy die Here glo in die lewe in sy lewe, gaan jy nou by hom wees, eendag, wanneer jy 'n tent word nie so op aarde, afstaan en net jou huis staan. En ek dink dat dit is iets waar mense na kan uitsien. Ek weet, nie baie van ons in vandag se tyd met almal se besige skedules kom nie fisies by kerk uit of spandeer tyd saam met die Here. Maar ek weet in baie tye soos die, dan ons sê maar Here, hoekom het ons so vinnig weg? Al die vrae wat ons in ons hart en ons gedagtes het, kan ons nie altyd die antwoord hê. Ons nooit die antwoord altyd kry nie. Maar as jy jou lewe reg neem, eendag as jy daar by die Here voor hom gaan staan, sal al die goedes openbaar word vir jou. Ek wil julle vra om julle oë vir my voor te staan. En as ons so kyk na hoekom ons hier is vandag, dan moet ons fokus op die onsigbare, die wat ons nie kan sien. En 'n gedeelte in die Bybel sê daar so, vir my is die lewe Christus, sterwe wins. En die persoon het geweet wat hy is. Die ding is, ons maak altyd tyd vir goed wat ons tyd steel van die Here af, goed wat nutteloos is. En ons fokus is nie altyd op die lewe wat hierna is nie. As jy lewe op die Here gerig is, en jy lewe omdraai, om hom tevrede te staan aan alles wat jy doen, sal die dood vir jou 'n afwagting wees. En dan kan jy die Here ontmoet, die Vader ontmoet. Dan gaan weer 2 vrae vra. En met al die eerlikheid kan jy net jouself daai vrae beantwoord. Die een is, as jy hier vandag in die kus moes gelê het, en as jou lewe moes herdenk het, sou jy tevrede gewees het met die ewige lewe wat jy sou hierna spandeer het. Sou jy tevrede gewees het met waar jy ook sal eindig. En die ander deel is, watse voetspore het jy in die mense wat jy agterlaat se lewe geplaas? Is dit iets wat hulle met 'n glimlag kan deel met ander? Of is dit eerder iets wat hulle lewens van ander mense nalat? Ek gaan 'n gebed doen. As jy voel daar's dinge wat jy moet regmaak in jou lewe, gebruik jy die tyd om vir jou om vergifnis te vra en die Heilige Gees in haar te doen. Here, dankie vir die lewe van Ben. Here, dankie dat hy vir 40 jaar die saam met ons op aarde gewees het. Here, dankie vir, al was dit net 'n kort tydjie gewees vir ons, dat ons die beste van elke oomblik gemaak. Here, maar daar waar hy vandag is, Here,
gaan ons weer is. Here, maar vir ons mense wat agterbly, Here, vra dat U ons harte sal deursoek, vir ons sal uitwys die klein dingetjies wat in ons lewe hoor nie. Here, sodat ons daai goedjies kan uitskei, dat lewe in orde is saam met U kan bly. Here, dat ons weer ons fokus sal teruggaan na dit wat belangrik is. Here, dat ons sal besef dat ons nie die ewigheid sal kan ingaan sonder U ons lewe. Spijt in Jesus naam. Amen. Voor ek gaan afsluit en die draas vorentoe doen, wil ek net sê weer eens dankie vir almal wat hier is vandag. Dankie dat julle die moeite gedoen het om oproepe boodskappe te stuur die julle gehoor van die afstelling van die. A tribute to a wonderful man. It is not for us to remember how did he die, but how did he live. Not what he gained, but what did he give. These are the units to measure the worth of a man as a man, regardless of birth. Not what was his station, but had he a heart, and how did he play his God-given part. Was he ever ready with a word of good cheer, to bring back a smile, to banish a tear? Not what was his shrine, nor what was his creed, but had he befriended those really in need. Not what did his sketch in the newspaper say, but how many were sorry when he passed away. Ek gaan vra die volgende draasmoes na vorentoe kom. Petrus, Leon, Christine, skoonsister, Christel, sister, Darlene, sister, Jason, vriend, en Willem, vriend. Ek wil vra dat die familie eerste kans gee, soos dat ons voorbij stap, soos die liedjie speel, en dan kan die rest van julle ons volg. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men, America's best. 100 men will test today for the Navy. Green Beret. Free to live, all day to land. Trained in combat, hand to hand. Men who fight night and day. Hulle kan dit mooi opvang en hulle ons oorsit. Okay, Boeta. Sorry, wil jy nie dit? Ek moet nog gehad het.